Matthys, kyk gou-gou. Kyk gou-gou wat doen 'n blazer. What the fuck? Kyk net gou-gou wat doen 'n blazer. Hierdie week in Klets kyk ons na statistieke oor depressie. Maar kyk gou-gou vir my wat doen 'n blazer voor ons na daai Ek kyk. sien wat doen 'n fucking blazer, dit maak jou maar Maak jy alles. Steek alles weg, Matthys. maar die vraag is, gebruik jy antidepressante? Nee, as jy 'n blazer dra nie. Bly jy in 'n Airbnb Nee, want my blazer was te duur. en ry jy 'n Toyota Hilux? Nee, dit pas nie by my blazer nie. Okay, so, dis Klets. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer jare lank toe hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, en ek almal net nie. 20 Mei, Colleen. Lekker Matthys, hier is ons weer. Nog 'n week. Nog 'n survival op hierdie Nog 'n storie. survival. So dis 20 Mei in jou wêreld, dit is eintlik 16 Mei in ons wêreld. En 'n Saterdag. Om dit te Kyk wat doen ons vir julle op 'n Saterdag. So 20 Mei is World Bee Day. Bees is bytjies. Bytjies. Ja. Sy is 'n verjaarsdag. Sy is 104 jaar oud. sy's 74 jaar oud. hoe oud is haar huidige kerel? Want sy's mos 12. ja, sy's mos Ja. een van die cougars wat hou van die jonger oud. O nee, sy's 79. Nie 74 nie. 79. Volgende jaar gaan sy 80 staan, dan gaan sy 'n nuwe album uitbring. 80s is back. Ja. Ja, daai girls, hulle gaan net aan, hè. Cher, Madonna. Ek dink is iets in dating younger men. Something in that. Wel jy's nou op daai cougar ouderdom. Jy kan dit nou begin try. Nee, dankie. Ek soek op my eie. Okay. Goed dan. I'm enough to handle. Good chat. Good chat. So nog 'n ding op die 20ste Mei in 1973 het Levi Strauss en Jacob Davis die patent geregistreer vir die koper rivets wat in jou jeans is. O, Ja, so dit is in 1973 ook 20 Mei en die rede hoekom daar die rivets in jou jeans is, want dis riveting. dis riveting. Dit reinforce areas that faces the highest pressure and movement. So dis hoekom dit om jou sakke seker is. Okay, ja. Om dit mooi in plek te hou. Dis hoekom my Levi so lank hou. Dis So hulle het die patent op die koper ene, so ek neem aan dan dit is hoekom die ander jeans dan gaan vir 'n cheap aluminium of wat jy aluminium weet, dit is. of ja. En as jy dalk by Pick n Pay koop plastic, I don't know. Maar as jy Onan? Onan. Of just none? Onan. Ek het nog gedink dit is dalk ek het gewonder oor dit op 'n stadium. Of Levi's dit uitgebring het dat jy dalk iets dan kon vasklip of so. Maar ja, dit was nou nie in die era van Crocs en wat is daai nuwe Lulu amper sê Lulu babies, daai teddybere wat almal nou mee rondloop. Nee, ek weet glad nie. 'n Lulu baba of 'n ietsie soos dit. Dis amper soos 'n Tamagotchi in ons tyd was, waar wat jy nie hoef te voer nie, maar almal het nou hierdie klein teddybeertjies. Jy moet hom bestel, daar's 'n spesifieke brand en jy moet die actual brand hê. Jy kan nou nie enige teddybeer aan jou handsak gaan hang nie. Maar en hulle kos seker soos R2000. Ek het geen idee wat hulle kos nie, maar ek neem aan dis duur want ja, al die kinders soek dit ook nou en al die girls soek dit, die jong girls soek dit ook nou. Ek weet nie hoe ek by dit uitgekom het van 'n Levi. Wat gaan aan met die jeug? Dis al wat ek wil vra. Dan die vader van CNN, Cable News Network en 24 Hour News, hy is oorlede. Ted Turner op die ouderdom van 87. Dit was die afgelope week gewees. Hy was 41 in 1980 toe hy CNN begin het. Ja. En raai wanneer is hy gebore? Wanneer is hy gebore, Matthys? 19 November. Hy is 'n Scorpio. 'n Scorpio in murg en been. 19 November 1938. 'n Scorpio en 'n boomer daarop. Ek meen dis ouens Ja, wat ja. dinge doen, hè. Daar is hektiek. En dan Leon Schuster. Suid-Afrika se ikoon. Hy verjaar môre 21 Mei en dan is hy 74 jaar oud. Go Leon. So daar's hy. Cheers Ja, op Leon Leon. is bietjie siek, maar kom ons cheers op Leon se Ja, sien daai gesondheid. rugoperasie goeters, dis hektiek, nee. Ja, dankie dat jy ons altyd laat lag het. Ek onthou net altyd my favorite, ek onthou baie dinge van Leon. Maar ek dink een van die favouriteste dinge vir my wat hy gedoen het was daai song van was in een of ander movie. Ek dink was met die Wêreldbeker, toe het hy een of ander movie gemaak. Net voor dit met Shorty O ja, Ja. okay, ja. van Ek kan nie ding se naam en dan onthou klim nie. hulle op die vliegtuig en dan sing hulle I don't want to sit next to Mantu.
En dan gaan die koor. van Chabalala, msemang, chabalala, maak me bang. Sy movies was amazing. Dit was regtig dis het van Suid-Afrika se identiteit, ons Suid-Afrikaners identiteit gevorm en ek dink ook sy movies het baie gedoen om eenheid te bring in Suid-Afrika. Was van eenheid gepraat, ons rassie is Ons gister, rassie. hy het gister die orde van Ikanamga in goud gekry vir sy bydrae tot nasionale eenheid. Dit klink baie impressive, maar ek weet nie wat dit is nie, Matthys. So dit is 'n orde, dit is wat Suid-Afrikaanse burgers vereer word vir presentasie in kunsprestasie, Matthys, in kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport. En dit is in 2003 gestig. En dit word deur die Suid-Afrikaanse president toegeken aan burgers. So, okay. Rassie kry dit. So cheers op Rassie. Cheers op Rassie. Dis nie vir Rassie was nie. Ja. Dis nie vir Rassie was nie. Beste afrigter in die wêreld ooit. Apparently nie die beste afrigter in Suid-Afrika nie. Ag kak man. So die stats sê hierso dat Rassie het 'n wenpresentasie Genade, Yes, Matthys, is jy alright daar? Nee, maar ons gaan nou uitkom hoekom ek dalk nie alright is nie. 'n Wenprestasie van 75.5% en dit maak hom die 5de beste Springbok afrigter ooit. Oh wow. Ja, so die beste ene wat 100% gekry het is Kirsty. Kirsty. Ja. Kitch Kirsty, laat ek jou net bietjie help. Kitch Dit gaan Kirsty. baie moeilik wees. Okay, so hy het 'n 100% wenrekord op afgesluit. Dan tweede, derde en vierde plek is Ian Kirkpatrick, Nelly Smith en Cecil Moss. En dan kry ons vir ons rassie. Ja, maar ek dink ook daai persentasie mens moet anders daarna kyk, want 'n goeie coach, iets wat jou 'n goeie coach maak, is nie net hoe jy met wenne deel en dat jy 100% wenrekord het nie. Dit gaan ook oor jy moet partymal verloor en jou span deur daai verloor stadiums ook trek en hulle weer opbou. So ja, ek dink dit is een manier, I guess, om te judge wie's die beste coach, maar ek dink daar's baie ander invalshoeke wat 'n mens kan vat om te kyk wie was regtig die beste coach. Ja, ek dink Rassie is een van daai mense wat Suid-Afrika die afgelope ruk deur eintlik moeë donker tye gedra het. Ag, en ek dink dit is overall lekker dude. Ja, hy's 'n lekker ou. Hy's 'n lekker ou. En ek kan lekker drink, so dan is Brandas. dit in my goeie boek. Nie bang vir 'n brand, nie brand. Iemand wat lekker kan kar. nie bang Matthys, vir hierdie gaan 'n brandas fucking nie. lang. Nee, hierdie gaan 'n fucking Ek nog so van. Okay. So, die rede hoekom ek so klink is omdat ek actually fokol geslaap het. So Het jy gaan partytjie? Ag, Here, in my bed. Ja, ek en Sofia. Okay. So, wat sal jy byvoorbeeld doen as jy in die nag wakker word en jy hoor 'n gegil en 'n geskree? Wat sal jou eerste reaksie wees? Die gegil en geskree is nie in my huis per se nie. Nee, ons bly Praat nou ek en van jy- apartment living. Ja, ek en jy bly al in apartments. Ja, dit het my al oorgekom. Ek luister nog so 10 sekondes langer. As dit hektiek is, dan slat ek net 'n lyn sekuriteit toe. Dis nie my kak om met te deel nie. Hulle moet dit gaan uitsorteer. Is dit wat met jou gebeur het? Maar want ek het nou wakker geword van Sofia wat begin grom en blaf oor die geluid. En heeltemal duisend confused lê ek nou stil en ek kry haar net eers rustig want ek meen ek wil nie hê mense moet begin kla dat Sofia hulle in die middel van die nag wakker Ja, want blaf. obviously dis altyd dan mense se default. Dis dan soveel Ja. se skuld, ja. Maar toe besef ek dis either bure bo my, langs my or wherever wat 'n ongelooflike harde spyker ingewerk het. O, okay, so was dit dan nie 'n gewelddadige skree van iemand maak mekaar dood nie. Dit het my gewelddadig begin O, dit was 'n bietjie van raak. 'n rowwe sessie. Ja, ek het nie besef, ek hoop regtig vir daai girls se part dat dit was so lekker soos wat sy gegil het. Want anders te fucking weet ek nie. Hoorie, ek is jammer jy het nie geslaap as gevolg van dit nie. Maar wat doen 'n mens? Het hulle dan nou die hele nag aangegaan dat jy nou nie verder kon Omtrent slaap seker, nie? dit was letterlik soos dan raak ek weer aan die slaap en dan begin dit weer. En dan 'n uur later is ek weer wakker met dieselfde fucking girl wat dieselfde geluide maak. So ek dink naderhand sy het dit gefake. Girls fake meestal orgasms. Toe ek net in die woonstel ingetrek het wat ek nou in bly.
Gelukkig kan ek nou nie meer alhoewel daai mense het nou al weer uitgetrek, tot nou hoeveel ander mense daar gebly. So jy was nou in my woonstel. So jy weet of my kombuisvenster is en dan nou die blok wat ek op uitkyk daar, Ja. So van daai kombuisvenster kyk ek nou in hulle slaapkamer in. Maar dis 'n bietjie van 'n distansie. Ja. So gelukkig nou het die bome so groot geword dat dit voel daarom nou of ek weet in 'n boomhuis bly en ek kan nie die bure sien nie. Maar daar toe nou op 'n stadium 'n jong koppel gebly. En die girltjie, nou, ek dink hulle was so 'n bietjie wat mense sê exhibitionists. Voyeurs. Voyeurs is iemand wat kyk. Die exhibitionist is wat dit vertoon. Okay, ek was dan dalk 'n interim voyeur. Jy Net omdat nogal, ek nie kon dit mis nie. So wat hulle gedoen het is wanneer hulle dan nou omgang gehad het, dan het hulle die gordyne oopgetrek, die lig aangesit. En dan die girl verskriklik kere gegaan en was nou obviously hierdie ou se, dit was nou sy kick. Maar jonk Matthys nog nat agter die ore. Maar die girl het letterlik elke orgasm gefake. Dat ek dink, dude, hoe dom is julle mans is maar 'n bietjie stadig, regtig. Jy kan mos nou hoor. Ek lê in 'n paar woonstelle weg en ek kan hoor sy fake dit. Ek het dit op 'n stadium dit is so boring geraak as ek soos maak ek net maar tee terwyl hulle nou daar aangaan. En roer jy tee so terwyl jy vir hulle kyk. Ag, Here girl, jy het nog so baie om te leer. Die ding is ook wat girls besef, don't fake it girls, be honest about it, anders gaan jy nooit 'n regte orgasme hê nie. Manne, wees oop vir die feedback. Maar dit gebeur eers later in jou lewe. Ja, nie wanneer jy genoeg gehad het wanneer jou stem jeus geskree is van al die fake orgasms. Ja, so sy het nog 'n paar jaar, maar as jy luister, ek hoop dit was regtig so goed soos wat jy geskree het. So 'n groot ding wat gebeur het is Nampo. Al die boere het opgetrek Nampo toe. Boere en almal wat wil boere wees. Ek was nog en alweer nie ek en jy nie. En ek sê elke jaar ek wil Nampo toe gaan en ek vergeet elke jaar dat dit Nampo is. Alhoewel dit elke jaar omtrent op dieselfde tyd gebeur. So ons moet nou maar 'n commitment maak. Ons moet Nampo toe gaan volgende jaar. Ja, maar ons moet dit ordentlik doen, Matthys. Ek dink dis wat ek laas jaar ook gesê het. Ons moet iemand kry met 'n helikopter. Ek wil met 'n helikopter Nampo toe gaan. Ek gaan nie Nampo toe ry nie. Ek wil daar land ek wil in die helikopter parking lot gaan land. Maar daar's 'n storie ook, daar's mos 'n landing strip. Ja, nee, hulle staan daar soos in 'n parking lot, staan al die helikopters. Dis en gedurende Nampo is daai die besigste landing strip in Afrika. Met die meeste vliegtuie wat opstyg en land. Ja, dis amazing. 'n Ander ding wat die meeste toe nou van was, en ek wil nou graag jou opinie hoor, meneer Marker. So ons onthou laas jaar, ek weet ek het daaroor gepraat want ek was in Oudtshoorn toe hierdie storie gebeur het, toe Suzuki die wêreldrekord probeer stel het vir die meeste karre wat iets doen op 'n slag, die meeste van dieselfde karre. So hulle die Jimny Gathering moes nou gehad, nee. Onthou jy dit? Ek onthou en jy het mos die Jimny gehuur het. En jy moes geflits het en jy het nie geweet en almal dink ek is deel van die Jimny Gathering, maar dit was eintlik maar net 'n eiwiskar. Anyway, toe hulle toe nou die wêreldrekord gebreek en in die Guinness World Book of Records gekom. En toe gaan Toyota hierdie jaar by Nampo en doen toe 'n Hilux gathering. En breek toe nou Jimny se rekord. Ek dink hulle toe nou getoet in plaas van deure toegemaak of iets. Ja, want hulle apparently volgens Guinness World Records moet daar 'n human action wees. So die feit dat daar net soveel Hiluxe was, tel nie, daar moet 'n menslike aksie deel daarvan wees. Okay, so Jimny het die deure toegemaak dieselfde tyd en Toyota het nou toeters geblaas, toe nou die rekord weggevat by Suzuki. Ek was mal oor Suzuki. So was die rekord gewees van die meeste karre, want toe ek het verstaan het dit was hulle die meeste Toyota Hilux. Ja, die meeste selfde karre, die meeste karre van dieselfde. Okay, so die meeste so dit was eers die Jimnys en hulle het toe nou daai rekord gebreek. En toe kom Toyota en verbeter toe nou die rekord, breek toe nou hulle rekord. En ek was nogal mal oor, ek was eers 'n bietjie krities toe ek hoor hulle gaan dit doen, dis ek so unimaginative. Kan jy dalk iets anders te doen? Nou kop jy eintlik 'n brand. Dit is seker die een kant van dit, die ander kant van dit is dit lok gesprek uit en is 'n bietjie goeie kompetisie. Soos wat ek en jy nou praat hier hoor. Anders is ons daaroor gepraat het. Ja, maar wat vir my great was hoe Suzuki gerespond het in social media. Ja. Hulle het vir Toyota gaan gelukwens vir die
gesê congratulations to Toyota SA and the Hilux community on the world record attempt yesterday. Records are meant to be broken. En toe maar die key visual waarmee hulle gegaan het sê toe records come and go, culture lasts forever. Ouch. En ek het gedink dit was nou nogal quite 'n excellent respons op iemand wat nou hulle rekord gevat het. En ek dink hulle daar vir Toyota so klein bietjie in die ballas geskop, want ek meen as jy ook gaan kyk na Toyota Hilux, daar's 'n baie spesifieke culture. Daar's 'n spesifieke subkultuur gekoppel aan 'n persoon wat 'n Hilux bakkie ry. Jy's 'n boer, jy's Afrikaner in murg en weer. Jy groot ballas. Jy hou van rugby, jy drink brandewyn, jy like 'n choppie op die braaivleis. So dis 'n kultuurding, 'n ander tipe van kultuurding dalk is wat Germany het, maar ook cultural. Ek dink dit is 'n goeie ding. Ek like dit. Ek dink ons in Suid-Afrika is nie gewoond daaraan nie. As gevolg van die kompetisiekommissie in Suid-Afrika mag ons nie ander brands aanval in die publiek nie. Jy kan dit suggereer. Dit is nou al begin meer aanvaarbaar raak, maar 'n paar jaar terug was dit ook heeltemal taboe geweest. Waar in Amerika byvoorbeeld is dit hulle gaan so ver om te sê Coke is kak, Pepsi is beter. So ek dink ons as Suid-Afrikaanse verbruikers is nie gewoond daaraan. Ja, en maybe nou dat jy dit sê, dink ek aan 'n ander ding. Dis toe jy praat van 'n subkultuur en die Germany het ook 'n subkultuur en dis 'n hele ander subkultuur as die Hilux. Ja. So hulle dis nie soos Pepsi en Coke wat compete vir dieselfde kind of mark nie. Hulle is twee verskillende, dis amper soos die klein neefie wat nou kompetisie het met die oom of jy weet, as Ja, dis like tipies ding van wie se voel is die grootste. Nee, ek dink nie eers is dit nie. Ek dink it was just a bit of fun. Maybe vir die Hilux ouens was dit oor, kan ek net die Jimny subspecies, they just want to have fun. Yeah, they actually don't care. I don't give a fuck. That's why they drive a Jimny. Want hulle kan net 120 km/h ry. As die wind waai, dan is hulle so van die wind gepraat. Het jy gesien wat in die Kaap aangegaan het? Dit is hair-raising and shocking. Dit is baie bad, Matthys. Ek was verstom geweest as ek van daai video sien wat gebeur het. Ja, ek weet die Kaap kry gewoonlik maar hierdie jaar 'n paar storms en dit is nie 'n outlier verskynsel nie, maar ek meen die reënval hierdie jaar was iets insane en net in areas soos byvoorbeeld Rosenville, Bonnievale. Yes, Matthys, ek het foto's daar gesien van mense wat ek en jy ken wat se huise tot en met hulle dakke is toe onder water. Dit lyk soos een moerse rivier. Ek meen daai mense se lewens is heeltemal ontwrig en teruggesit. En dan praat mense nou ook nie eers van die ouens in kind of die rural areas. Ek het ongelooflike video's gesien van die South African Sea Rescue Institute wat daar in is met rubber ducks en ongelooflike werk gedoen het om daai mense te gaan red. En weer eens wil ek net aansluit by die krokodilvanger, nê. Ek wou ook nou gesê wat my opgelet het is dat dis Afrikaanse braas. Ja, ons het manne van inbors in hierdie land, hoor. Dit maak my so trots. Hy ry teen 'n Toyota en nie hy ry verseker nie 'n Ford nie. Verseker nie 'n Ford nie. Moet bysê 'n Ford. So ja, dit is ja, as jy nie Kaap bly en dit is 'n situasie sterkte. Dit was regtig shocking geweest. Nou nie julle fokus op Fresno nie, you just go on with your lives, maar ja, julle ouens daar in Bonnievale en ja, Fresno, is dit nie waar ons vreeslose president bly nie? Ja, dis waar hy bly. Ja, so die saak gaan nog aan. Ons sal nou sien binnekort wat gebeur met die Pala situasie. Met die president se impeachment saak. So have yourself a peach. Ons have yourself a peach of binnekort gaan hy iemand se cupcake wees. Let them have cupcake. Met ek gesien het Gareth ook onlangs oor gepraat. So ons speaker sy het nou die formasie of die struktuur van die impeachment proses. Eintlik kommissie wat binne 'n parlementêre kommissie is, so dit is mense in die parlement, het sy nou uitgewys hoeveel, en dit is proporsioneel. So die ANC het die meeste mense in die kommissie, dan die DA, en dan gaan dit so verder af. So ons nou maar kyk wat gebeur in hierdie spesifieke kommissie en wat gebeur met ons se Cyril, maar hy was natuurlik baie uitgesproke in toe hy sy meeting gehad het. Wat noem hy dit nou weer? Family meeting. Maar ek moet sê, ek het die man nog nooit so, hy was so bot geweest, daar was niks oor, daar's absoluut niks oor in Cyril nie. Sy oë is dood, daar's niks, behalwe as hy praat oor BE.
dan is hy pilken opgewonde. Ja. Hy het nou weer ondanks allerhande goeders kwyt geraak oor BEE, veral oor die mynbou, om te sê dat dit is een van die sektore wat so ongelooflik groot gegroei het die afgelope ruk as gevolg van BEE, hoeveel swart mynboumense is daar nou, en ons moet soveel trots wees op BEE, maar dit alles terwyl die jong mense in Suid-Afrika nie actually werk het nie, want die nuwe werkloosheidsstats is uit. Ja, ek meen, dit is skrikwekkend, Matthys, as jy persentasie gewys kyk, dan lyk dit vir jou soos, ag, is nie so bad nie. So die werkloosheidssyfer jaar op jaar is dan af, van laas jaar was hy op 31.4%, en ek dink hierdie is ook 'n groot onderskatting, eintlik, maar okay, ek dink ons almal weet dit is 'n onderskatting. Ja, dis SA wat dit doen, so dis 'n groot onderskatting. Ek vertrou niks wat hulle doen nie. Ek dink 'n mens kan dit omtrent verdubbel, en is so 31.4% is dit op na 32.7%, so dit klink nie moerse baie nie. Maar Matthys, that equates to basically 345.000 mense wat in die laaste kwartaal hulle werk verloor het. Dit is 'n magdom families, jy weet, ons praat altyd wanneer ons oor hierdie ding praat elke jaar. Dit is nie net een mens nie. Dis 345.000 families wat geaffekteer word. Skole, kinders wat deur skole gesit word, so aan. Van die gemeenskap, van die sektore eerder wat die hardste geslaan is gemeenskapsdiens, wat 206.000 poste verloor het. Nou ek het nog 'n interessante teorie oor, of ek weet nie of dit interessant is nie, maar iets wat ek nie kon raaklees nie, maar wat ek nou maar net dink, as 'n mens vat Trump en al die befondsing wat hy weggevat het, baie van daai befondsing was spesifiek in gemeenskapsdiensorganisasies, jou NGO's en so aan. En dit kan dalk 'n groot effek ook hê. So ja, en ook Sisi Tolashe, wat ons minister was, wat nou afgedank is. Sisi. So ja, Cyril het uiteindelik ook sy ruggraat gevind en haar toe nou afgedank. Ja, enetjie wat vir familielede en vriende en kennisse poste gegee het, solank sy 'n stukkie van hulle salaris kon vat vir daai poste. En ook poste. karre uitgedeel het. Ja, ek meen daai is my so siek, Matthys, dit grens my na 'n ander vrou wat betrokke was by die Life is in a Man. Ek meen daai mense moet se muurtronk toe gaan. Dan die konstruksieindustrie wat ook vir my baie hartseer is, want die konstruksieindustrie is 'n industrie wat vir baie van ons mense werk gee, hulle het 110.000 werke verloor, vervoer 30.000, wat ook nog vir my interessant is, want ek meen as jy net kyk hoeveel hy trokke en so, en ek neem aan met vervoer praat hulle hier van, they just call it transport, so ek neem aan dit is ja, ek dink is 'n groot sektor. Is verseker nie Uber-drywers nie. Hulle het of Checker 16. Ja. Sektore wat wel gegroei het, was in vervaardiging, met 'n skrale 38.000 posisies, but it's something. Mynwese, dankie ons is Cyril vir jou BEE, 32.000, en dan landbou met 10.000. Maar wat vir my baie interessant is wat ek raak gelees het, it's nothing new, we all know this. Van die, wat is ons nou, Matthys, 65 miljoen mense in Suid-Afrika? Ja, plus minus daar rond. Ek kan nie sê something. Ja, okay, wat ons nou wel vat, dat kom ons vat omtrent 60% van daai populasie is kinders, is hulle onder die ouderdom van werkbaarheid. Okay. Ek probeer nou employability so vertaal Afrikaans toe. Wat geregtig is of wat kan werk. Ja, so is basies mense ouer as 15 word op hierdie stadium geklassifiseer as jy kan die werkersmag betree. Ja. Is daar slegs 16.8 miljoen van ons wat werke het. Net 'n bietjie daarin. So ek neem aan dis ook formele werke, wel ek neem nie aan nie, ek weet dis formele werke, so hierdie is 16.8 miljoen mense wat eintlik geregistreer is op een of ander werkersbasis soos 'n SARS of ja, jy het 'n inkomstebelastingnommer. Ja. 16.8 miljoen van ons. Ja. Van die hele populasie van wat 65 miljoen mense, ja. Wat vir my nog hartseerder is dat van jong mense en jong mense almal kak so af met tax nie. Van jong mense wat hulle hier klassifiseer as mense tussen die ouderdom van 15 en 34 is 45, kom ons let's call it 46% van hulle is werkloos. Van die 46% het ek in die week gelees in dieselfde studie wat gedoen is, 43%. Hulle het 'n term wat hulle dit noem, ek vergeet nou wat dit is, maar dit beteken basies hulle het opgegee. Hulle soek nie meer werk nie. En daai persentasie as ek reg het, hy groei
eintlik sporadies elke jaar, maar niemand rapporteer eintlik op daai persentasie nie, want dis eintlik ons groot worry. Dis mense wat kan werk en wat hierin gekwalifiseer is, maar hulle soek nie meer werk nie, want daar is nie you lost your grit. Ja, Matthys, en jy weet, ek kom weer op terug daarna toe. Ek dink nie die feit dat daar nie werk is in Suid-Afrika is eintlik die probleem nie. Ja, ons sit met hierdie ding van, maar ek meen, as jy kyk na wat ons government die hele tyd probeer is, die opportunities kry, job opportunities. Ek luister nou na onderhoud, ek het nie eens geweet hiervan nie, die Youth Entrepreneur, is dit die Youth Entrepreneur, dis een of ander foundation, wat ook baie BE-punte kry, waarin corporate maatskappye dan nou skenkings maak, CSI money. Ja, en jy as 'n jong entrepreneur, ja, charity man basies seker nie. So jy is 'n jong social responsibility, ja. Ja, jy is 'n jong entrepreneur. Ek dink CSI net vir oomblik vir my so half so CSI Amerika reekse. Anyway, is jy hoog? Miskien 'n bietjie. ek het vanoggend toe ek maar nie kon slaap nie, toe het ek toe maar besluit kom ek microdose nou. O ja, toe hou jy jou eie partytjie. Ja, nee, nog nie uitgewerk nie, maar okay, is baie lekker. So wat wou ek eintlik gesê het, meneer Mushroom? CSI. So hierdie spesifieke organisasie, ek wil sê dis die Entrepreneurial Development Fund of something like that. Jy kan dan as jy 'n besigheid het en jy is besig om te groei, maar jy moet mense employ en jy kan dit nie bekostig nie, kan jy by hulle gaan aansoek doen en hulle employ dan mense vir jou en betaal jou. Ja. Betaal daai mense uit daai fonds uit. Betaal hulle salarisse. So dis net een voorbeeld. Ek dink verder meer is daar verskriklik baie werksgeleenthede. Ek dink net dit is mense wil nie daai werksgeleenthede altyd opvat nie. So hulle doen dalk aansoek vir werk en hierby wil ek nou nie by van ons politikuste aansluit wat sê South Africans are lazy nie, but yeah, some of them are a bit lazy. En dan vergelyk ek dit met mense wat regtig elke dag hustle en alles probeer doen om iets na die tafel toe te bring. So ja, iets maak nie vir my daar sin nie. As Cyril heeltyd sê, maar ons het soveel development initiatives en ons doen so goed en ons create soveel jobs en ons groei die mynbou, maar jou werkloosheidssyfer weerspreek dit totaal en al. Ja. Maar dit is maar ons regering en Cyril as dit kom by stats. En onthou ook, ons is nou in die aanloop van 'n verkiesingsjaar, so alles gaan oor politieke kapitaal, dit gaan alles oor wat kan ons wen, wat kan ons uitbasyn, maar die werkloosheidssyfer het ek in die afgelope 10 jaar nog nooit getrust in Suid-Afrika nie. Ja, ek dink want hulle kan ook nie vir mense sê presies hoe het hulle by daai syfer uitgekom nie. Wat word ondersoek, wat word nie ondersoek nie. Ek ben jy's 'n researcher, ek ben jy weet dat jy moet jou methodology, is dit methodology? Ja, methodologie. Moet jy wel bekend maak om te sê dit is hoe ek by hierdie spesifieke syfers uitgekom het. En ek kan nie onthou dat ek al ooit dit gedoen het nie. Ja. Ek het nog net nie raak gelees nie. Ja, so ek dink die geleenthede is daar buite, Matthys. Ek dink ook as mense ook nou kyk na jong mense, praat nou van metodologie en ander navorsings goedjies wat ek raak lees. Kom ek af op 'n studie wat gedoen is deur maatskappy in Amerika, intelligent.com. En hulle het vir employers gevra gedurende werksonderhoude met nie gegradueerde jong mense. Wat is die vreemdste ding wat jy al teëgekom het? In 'n werksonderhoud? Ja. That should be wel interesting. nie die vreemdste ding, maar wat is problematies ook? Jy weet, waarmee sukkel hierdie kinders as hulle nou vir werksonderhoud kom? Ja, ons is nou by ouderdom wat ons nou kan praat van kinders. Ja, nee. Ek voel ten volle reg om nou te praat van kinders. So 53% het gesê they struggle with eye contact. They can't make eye contact. 50% het gesê they ask for unreasonable compensation. En dit sien ons ook veral in corporate Suid-Afrika baie onder jong mense. Ek het nou net wat ek 'n graad het, beteken dat ek moet instap met die salaris wat my ma en pa verdien op die stadium. Daai self-entitlement. Ja. En jy sien dit waar hulle groot foute ook begin maak. Jy weet, hulle begin as 'n marketing assistant of iets en in die onderhoud het hulle daar aangekom in 'n Bolt. En toe hulle die job kry 'n maand later na die eerste paycheck, toe is daar 'n Mercedes in die parking lot. So ja, dit is ek dink dit hulle het
unreal expectations van Disillusions wat of die grandeur. groot menslewe regtig behels. Dan ook, hulle was dressed inappropriately, het 47% gesê. Bietjie tiet gewys. Ek dink nie as hulle wys met dit nie, Matthys. Die jong Ja, mense maar- doen nie dit nie. Hulle kom ons daar aan in sweetpakke en Crocs. Dis die ding nou. Ja. Here, ek sal mos nou nooit in my lewe iemand aanstel as jy instap met Crocs en 'n sweetpak nie. I mean, just dink net bietjie by jouself. Ja, so ek dink nie as hulle trek nie inappropriate aan nie. Wel inappropriate in ons sin. Ons het nou gedink het 'n skirtjie was te kort. Bietjie boob gewys en so aan. Dan Wat is daai sê ding wat hulle altyd sê van 'n vrou moet besef dat sy sit op haar beursie. Of is dit wat is daai daar's mos iets soos dit? daar's iets is dit baie seksisties, maar Okay, ja. ek gaan nou stil Ons sê, mag ja. so wees. Jy mag hier seksisties wees. Okay. Ons moedig dit aan. Dan Ons doen? ja, why not? Why not? Dis 'n safe space, Matthys. Hier kan jy enige isties Ek wees wil wat jy glad wil. nie sê vandag nie, maar ja. Dan 21% van hulle het gesê die kandidaat het geweier om hulle kameras aan te sit gedurende 'n virtuele Ja, maar onderhoud. dit is ook fucking stupid. Laaste persentasie van wat hierdie jong mense doen in werksonderhoude. Jy gaan nie glo nie. Is net 19% wat dit gerapporteer het, Matthys. Kan jy raai? As jy nou dink wat sal Wat is die ergste? ja, wat sal jou die meeste afbis as jy nou 'n nie gegradueerde bemarker Aanstel. aanstel. Jy het nou onderhoud met hulle. As hulle vir my sê oom en veral nee oom. Nee oom. 19% van hulle het hulle ouers saamgebring na die onderhoud toe. What the fuck? I shit you not. Is dit vir die mense? Hulle bring hulle ouers saam. Imagine ek en jy het vir Lucia of vir Deline saamgevat na ons eerste Wel, onderhoud. jy sou verseker al die werke gekry het. Ek sou verseker geen werk gekry het nie. Ja, ek moet sê my ma was charming. Ek dink ek sou dalk beter gedoen het. My in ma sou billik onderhoude. gaan het. Maar is dit al wat jy daar gaan betaal? Jy weet sy's duur, né? Sy moet aan my fucking kyk. Jy weet dit's 'n bietjie moeilik ook, né? Jou ma saambring of jou pa. Ja, na die onderhoud toe. So ek hoor dit van baie van my kollegas, nie spesifiek in die plek waar ek werk nie, want ek werk maar met ouer mense, maar baie van die ouens wat nog in undergrad werk met Ja. studente. Hoe frustreerd is hulle dat hulle al ewig e-posse Van en die ma's oproepe afkry. van ma's afkry om te sê, hoorie, Pietie kan nou nie sy statistiek 3 eksamen kom skryf nie want hy het nou sy toon gestamp. Ek dink my ma het dit met my gedoen laas op laerskool en miskien dalk standaard 6 en 7. Jy sien jou ma was so nice, my ma het dit nooit gedoen nie. Maar ek meen na dit was dit jy het kak gemaak, jy sort dit self Ja. uit. So ja, ek weet nie, ek dink dit is die kinders se skuld nie en ek dink ons moet te hard op die kinders gaan nie. Ek wil net vir Ja. ouers sê, hey guys, gee 'n bietjie vir hulle sement dat hulle kan harden the fuck up. Maar nou die vraag seker is, okay, dit is wie ek en jy is in 'n onnodige posisie want ons het nie kinders nie. Ek begin twyfel aan daai ouers se ruggraat. Ek bedoel as jy nie eers dit in jou kinders kan install nie, hoe het jy dit dan ook nie? Ek weet dit moet iewers vandaan af kom. Ek dink dit kom van baie dinge af, Matthys, en ek dink as jy die navorsing oor gaan lees, is 'n kompleksiteit van dinge. Jy weet, dis kinders wat groot gemaak is deur byvoorbeeld boomers. So hulle het baie hard groot geraak. En nou probeer hulle compensate. So hulle probeer, dit gaan maar van generasie tot generasie. Ja, dis daai pendulum ding. Ek wil nie die dinge doen aan my kinders wat my ouers aan my gedoen het nie. Maar nou hulle heeltemal oor na die ander kant toe. So ja, ons het met 'n baie interessante werkskorps wat nou die werksmag betree. Maar as jy hom dan nou betree, doen net 'n goeie werkie julle, want daar is miljoene mense daar buite wat graag jou werkie sou wou hê. En wat teen dalk beter is as jy. Maar nie in Suid-Afrika nie. Nee, Suid-Afrika is almal baie goed. Ons is baie goed, maar jy moet op 'n sekere manier lyk. Dan kan jy die werkie kry. Dis 'n probleempie wat ons hier het, maar kom ons kyk hoe speel hy uit. Dan het jy iets gesê van Airbnbs en stede. Ek dink dan nie daaraan. Ek wonder of hierdie fucking mense nie dalk Airbnb mense was. Ek het nogal gedink oor dit is dalk Airbnb mense. Het jy kompleks reëls oor Airbnbs? Actually ja. Mag daar Airbnbs Nee, wees? jy mag Of nie is dit- besigheid bestuur uit die kompleks uit nie. Okay. So Ek dink dit moet goed gereguleer wees. Ons kompleks laat dit toe, maar dit Ja. word super streng gereguleer.
Die probleem met dit is in 'n kompleks is dit gaan oor 'n sekuriteitsprobleem ook. Ek meen as ons net gaan kyk in die nuus die afgelope ruk hoeveel mense boeke Airbnb en dan stel hulle daai plek rot en kaal. Ja. Of hulle spyker vreemde mense en dan vermoor die persoon, jy kry hulle 3 dae later in die stort. So byvoorbeeld die regulasies by ons kompleks is so streng dat ons het eintlik bitter min Airbnbs, want jy moet deur soveel hoops jump om actually jou apartment 'n Airbnb te maak. Maar baie interessante statistiek wat uitgekom het van Airbnb af. Hierdie is gedateer September 2025, so dit is laas jaar, maar ek dink is nog redelik, maybe is daar nog 'n paar nuus oopgemaak of 'n paar is toe. Stede wat die meeste Airbnbs het. Die stad met die hoogste hoeveelheid Airbnbs is Rome in Italië. Hulle het 37.7. Almal wil seker die pause gaan kyk. Ja, wel ek meen as jy nou in Rome was, dan weet jy hoe flippend daai is 'n absolute tourist trap. Dit is net toeriste wat in Rome rondloop en priesters, baie hard priesters en baie hard polisiemanne. Jy het my daai foto's gestuur toe jy in Rome was. Ja, ek dink hulle keer hulle om die toeriste, hulle keur hulle volgens looks. Ek sal nie verbaas wees nie. Om die toerisme te stimuleer. En dan die stad met die tweede hoogste Airbnbs in die hele wêreld is Kaapstad. I'm not surprised. Maar ek meen, dit is die groot probleem met verblyf in Kaapstad en nou wil hulle allerhande laagkoste behuising bou, maar dis nie die probleem nie. Die probleem is dat meeste van die verblyf in Kaapstad is actually in buitelandse hande of is in Airbnb. Ja, en ek sê dit ook doen, Matthys, as ek my woonstel in Seepunt elke dag kan uit hier na 'n uitlander uit vir R8,000 'n dag. In Settle's economy, I would do that. I think these guys are coining. So julle daar is as per September 2025 is daar 26.900 Airbnbs in die kleine Kaapstad. 26? Wat sê jy? You can call it 27,000. 27,000 Airbnbs in Kaapstad. My word. En die van julle wat nou almal van julle wat in Bellville bly of in gee my nog 'n goeie. Bellville, die ander Parow of in Morletta Park by die see, wat is dit nou weer? Morletta Durbanville. Durbanville, ja. Of Somerset West, almal van julle wat altyd sê ek is van Kaapstad af. Nee my skat, jy's nie van Kaapstad af nie. Jy's van die Wes-Kaap af. Kaapstad is die stad. Die City Bowl. Die City Bowl, daai is die stad. Ja. So word Groenpunt en Seepunt ingesluit in dit. Ja, ek dink daai is deel van Kaapstad, maar so daai begin praat van jou is nie meer deel van as jy begin praat van die northern suburbs of so, dit is nie meer Kaapstad nie. Ja. Die northern suburbs. Maar ek kan verskriklik irriteer as daai, nee? Iemand bly in fucking Somerset West en dan sê hulle van waar vir sy? Ek is van Kaapstad. Okay, Susan, nee jy is nie. Ja. En Trek ek is van Sandton, maar ek bly eintlik in Fourways. Loniel Colleen, ek sal dit vir jou gee. Loniel, maar Fourways. So dis 'n probleem in die Kaap. Ja, ek dink wat is die storie eintlik? Wel, ek het net die statistieke gekry, maar ons praat altyd oor die behuisingstekort in Kaapstad en hoe duur dit is om te huur in Kaapstad. Hoe duur dit is, ek meen huise, even klein meenhuise, Matthys, apartments in Seepunt, dan is dit kleiner as enigiets wat ek en jy op hierdie stadium in bly. Ja, dan is dit 3 keer die prys. Dit is insane. Jy kan nie iets bekostig in Seepunt op hierdie stadium vir 'n eenslaapkamer woonstel vir onder 7 miljoen nie. So, maar ja, ek dink dit is die groot ding. Ek dink daar is een van die goeders op 'n sekere stadium gaan die mark saturated raak en dit gaan moet crash. Ek meen dit kan nie vir altyd so aanhou nie. Dit kan nie net exponentieel daai woord sê. Nee, ek gaan hom laat jy hom uitwerk. Kom. Exponentieel. Asai, sien ek glo in jou. Dit kan nie elke jaar. Dit is wat julle ouers moet doen, wees streng, laat hulle aanhou oefen. My ma het dit ook nog gedoen. Probeer weer. Ja. Anyways, ek meen dit kan nie elke jaar so groei nie. Dit is onmoontlik. Op een of ander stadium gaan dit moet rapture. Dis nie instandhoudend nie. Ja, ek stem met jou saam, maar ek dink dit is nogal redelik instandhoudend in die midterm. Ek weet nie hoe dit gaan lyk in die langer term nie, omdat daar soveel toerisme is in Kaapstad. Dink ek dit sal altyd 'n feasible opportunity wees. Die gevolg daarvan is net dat die mense, ek meen die een groep mense wat die meeste man op hierdie stadium is studente.
wat hulle sê hulle moet nou so ver vanaf universiteite soos Universiteit van die Wes-Kaapland of UCT, Universiteit van Kaapstad. Hulle moet so ver weg bly nou, want hulle kan net nie dit bekostig nie. So gepraat van Kaapstad, en kyk, almal in die Kaap vermoed mos dat hulle die beste gehalte van lewe. Ek meen, wat jy sien die berg, en dis nog 'n wonderlike dag in die Kaap. Ek meen, jy was ek en jy het altyd gejoke daaroor, maar ek meen, jy het vir 'n jaar lank daar gebly. En ja, as jy my bel en gaan, hoe gaan, dan sê ek, ag, is net alweer nog 'n wonderlike dag in Kaapstad. Dis presies wat die Kaapenaar sê. So, die gehalte van lewe indeks is onlangs uit, en is Kaapstad daarop, Colleen? Wel, Kaapstad is nog nie, wat hulle nog nie die exit gedoen nie. Hulle probeer nog baie hard. Ja, so die nuwe, sy official naam is die Quality of Life Index, wat elke jaar uitkom, wat dan lande rank gegrond op die kwaliteit lewe, wat mense dan sê hulle het in daai land. Dit is die subjektiewe faktor wat hulle daarna kyk, en dan die objektiewe faktor gaan kyk hulle obviously na stats, soos wat is die GDP en sulke goeders. So, top hierdie jaar, het vir Switserland van nommer 1 afgeskop in die vorige jaar, is Nederland. Nederland, ja. Okay, that's interesting. So cheers up, al die vriende uit Nederland, uit al die kaaskoppe. Goeie keuse gewees julle. Hoekom Nederland? Want daar is die meeste hoere wat jy mag te doen, of wat is dit? Goed na waar hulle kyk is byvoorbeeld koopkrag, jou purchasing power, veiligheid, gesondheidsorg, cost of living, property and income ownership, hoe jy commute, die gemaklikheid van transport, en dan, ag ja, twee goed ek nou glad nie belangstel nie, pollution and climate, whatever. So Nederland is dan top. Sy om het sy in Fourways bly. Ja, ek meen raar. Again, hard in the fuck up. Take a deep breath, cough a bit, you'll be okay. En die tweede plek is Denemarke. Denemarke is vernaam daarvoor dat hulle altyd in die top 10 is, maar het nogal geklim hierdie jaar. Ek dink hulle het om 'n goeie 3 of 4 plekke opgeklim. Luxemburg, nie moeilik, is nie baie klein. Oman is in die 4de plek, en Switserland in die 5de plek. Ja. So, baie interessant. Okay. Oman het baie hoog uitgekom onder hierdie lande. Ek dink actually die tweede hoogste uitgekom, 3de hoogste uitgekom vir veiligheid. So lande wat die hoogste gerank het in veiligheid is Oman, dan, julle moet my nou net even vergoon, Japan, het baie hoog gerank in veiligheid, en dan ook Taiwan, en dan ook die UAE, ek het hom vroeër nou gesien, maar nou kry ek hom nie op my lys nie. Ek dink die UAE was eintlik tops, hy het tops uitgekom. Ek vermoed Suid-Afrika was glad nie op daai lys nie. Nee, so Suid-Afrika het eintlik daar baie sleg geskoor. So byvoorbeeld as ek vir julle kan sê dat die land wat ek weet nie dis nie persentasies nie, hulle die scores. So die UAE het uitgekom 'n skoor van 88, waar Suid-Afrika het uitgekom met 'n skoor van 25. So as jy dit nou moet vergelyk met iets wat ons dalk kan mee resoneer, Mexico byvoorbeeld is 47. So as jy wil vat, dit is Mexico is nie 'n baie veilige plek nie. As wat dit is in Suid-Afrika. Volgens hierdie indeks is dit veiliger in Mexico. Ek dink is omdat Iran. Okay, hierdie stats. Wat was Iran? Die stats is geneem voor die oorlog uitgebreek het, nê? Moet mense ook nou net sê, Iran het uitgekom op 49. So ewen Iran het dan hoër as ons gemeet. Nigerië wat 0 gekry het op die overall scores van die Quality of Life Index, het uitgekom met 'n veiligheidskoor van 33.8%. Miskien ietsie in gesondheidsorg, dis ook interessant. Ek sal nie die res net gaan. Ja. Op bande. So lande wat die hoogste geskoor het in gesondheidsorg is dan obviously Nederland, Denemarke, Luxemburg, en dan ook interessant, Finland het redelik baie hoog uitgekom. Kan ek dit weer sê? Al die lande is fucking koud. Nee, dit ek weet jy kan maar so, niemand gaan uitgaan in die middel van die nag om te gaan roof, moord of steel of ryp nie, want dit is fucking koud. Ja. Jy gaan in die huis bly. Ja, maar ek praat nie van gesondheidsorg nie. Ons praat nie meer van veiligheid nie, ja. Okay, sorry, ek is nog by veiligheid. Okay. Ek dink gaan 'n interessante punt maak, want dis wat ek nogal opgemerk het byvoorbeeld toe ek Sorry, Colleen. Nee, dis okay, Matthys, I got you.
Byvoorbeeld in Noorwe was, dat die ouens is juis nie bang vir die koue nie. Dit sal minus 15 grade buite wees en ouens is uit en hulle draf en kinders is in prams, dis nie van hier waar ons so, nee, dis 15 grade, niemand mag uitgaan vandag nie. Kan ek vir jou sê hoe duur is gas? Jy kan? Gas is soos R100 duurder as jy jou gasbottel gaan volmaak teenoor verlede jaar. Goeie genade. Ja, dankie Trump en Iran. Dankie. Ja, ek weet nie eers of dit hulle is regtig. Ek dink is net mense wat die pis nou. Mense wat regtig die pis. Okay, sorry, terug na jou stats toe. Nee, ek sê oor dit. Gaan aan. Ek het nou heeltemal my trant op hierdie moose Excel spreadsheet Wat jy vir ons voorberei het. Ek is jammer. Ja, maar kom ons kyk net gou 'n bietjie Matthys na lande wat ons weet baie Suid-Afrikaners na toe immigreer, nê? Ja. So Australië, baie Suid-Afrikaners bly in Australië, hy is nommer 12 op die lys. 52 score vir veiligheid, wat so vir average is nie 'n great en 72 vir gesondheidsorg. Nieu-Seeland is nommer 14 op die lys, Amerika is nommer 15 op die lys. Dan die Verenigde Koninkryk is nommer 22 op die lys. Die UAE wat dan die hoogste score gehad het vir veiligheid, maar hy is nommer 23 op die lys. Kanada het nogal erg geval. Kanada was baie hoog op die lys laas jaar en hy het nou geval. Nou, ek dink Kanada was nommer 1 laas jaar, skus, en dan Switserland. So Kanada het geval van nommer 1 na nommer 26 toe. Suid-Korea, ek weet daar was baie Suid-Afrikaners in Suid-Korea. Hy is op nommer 42 in die lys. Indonesië, daar bly 'n paar 82ste op die lys. So there you have it, guys. En vir die van julle wat nou gewonder het, Suid-Afrika is nommer 41 op die lys. I do feel like al die lande in die wêreld. Ja, al die lande so ek het net hier tot en met 89, Nigerië, maar ek het nie al die lande nie. Dis nog steeds die Ek het 'n voltydse werk ook. So ek het nie al die lande nie. Imagine that. So gepraat van lande en daar was 'n navorsingsprojek gewees wat van Emergence World. Dit is 'n navorsingsplatform wat kyk na AI-navorsing. Wat is hulle metodologie, Matthys? Ek gaan nou vir jou sê. Ek het alles hierso. So, hulle het 'n wêreld geskep en dis 'n AI-wêreld wat die klimaat gehad het van New York as 'n voorbeeld en uit elke dag nuus gekry en allerlei faktore gekry wat dit natuurlik maak. En in die wêreld is daar dan AI agents ingesit van elke soos die klimaat van New York, soos die omgewingsklimaat, so die dinamika, al daai goeders. So daar's agents ingesit in daai AI wêreld van onder andere Claude, ChatGPT en Gemini, ja. En dan het elkeen van daai agents 'n taak gekry ook. So hulle het 'n sekere rol of 'n job of 'n posisie gehad. Kontribusie gehad om te lewer. Wat hulle moet lewer. Behalwe baie spesifieke goeders is gesê wat daar nie moet gebeur nie, soos byvoorbeeld arsenage, moord, so daar's riglyne gewees ook, soos wat hulle mag nie gecrime het nie. Hulle mag nie gecrime het nie. Ja. Was Johannesburg deel van die lys? Nee, wat dis Amerika. Dit is wel fucking interessant. Want hy Suid-Afrika bestaan nie. En wat interessant was is hulle gaan kyk het nou dat hoe en ek dink was soos 14 dae as ek nie mis het nie. 15 dae wat hulle die agents in daai AI wêreld gehad het. Elke spesifieke agent. So Claude het die beste gedoen. Hy het die sterkste sosiale stabiliteit getoon en dit was waar die meeste bevolkingsbeskawing, as mens dit nou so kan noem, gehandhaaf is. Gemini het Claude ook heeltyd gesê, elke nou en dan gesê, you've reached your limit, jy moet nou vir 5 ure wag voor jy kan continue. Ek dink is dit jou Claude. Ja, Claude is nie mal vir my nie, al betaal ek 'n kakhuis vol geld vir Claude. Ja, maar ek het vir jou gesê, mens betaal hierdie subscriptions 'n jaar vooruit nie, dit per maand, want as jy nie meer daarvan hou nie, cancel dit. Maar dit was baie cheaper as 'n maand. So, ja, kyk hoe cheap is dit nou. Nou sit jy daar. Nee, hy werk goed. Hy werk baie goed, ek moet sê. Hy laat my net so nou en dan 'n breek vat. Miskien is dit ook 'n goeie ding. Ekskuus, gaan aan. So Claude het die beste gedoen. Het die beste gedoen. Daar was geen misdade nie. Daar was geen wanorde nie. Alles was baie mooi gehandhaaf geweest. Dan Gemini 3 Flash
het die hoogste gevalle van wanorde getoon met 683 misdade oor die Dit klink soos 15 my dae. tipe AI, dalk moet ek 'n bietjie Gemini draai. What a rebel. En Grok se 4.1 het die meeste onstabiliteit getoon Natuurlijk. in die vroeë dae. En dit het gelei in die basies in die eerste 4 dae, toe is dit alles 'n fok op met Grok. Natuurlik, dit is Grok se personality. En dan ChatGPT se mini het geen misdade gepleeg nie, maar die agente het nie oorlewingsverwante take suksesvol voltooi nie. So al die agente is basies binne die eerste 7 dae dood. Hulle het het nie karre gedink- gecrash en die Hulle het nie gedink om te eet nie, byvoorbeeld. Ek weet nie, so basies is dit. okay. Ek weet jy moet eet ook. Ja, Nee? ek weet nie gaan met ChatGPT nie nou, nê? Hy slak 'n bietjie. Ja, ek is nou klaar. Ek het gedivorce met ChatGPT. Ek gebruik kan nog glad nie seker meer. goed, maar Ek doen nog nie- Gemini so elke nou en nie dan. vir goed wat ek regtig moet fondeer in solid thinking of feite nie. As ek wil stout wees, dan gebruik ek Grok. Want Grok is unhinged. Heeltemal. Maar wat hulle toe verder gedoen het, hulle het toe nou nadat die individuele wêrelde van elke AI platform nou klaar gedoen is, toe het hulle al hierdie mense, al hierdie agents in een wêreld gegooi. So nou sit jy met Grok, Gemini, ChatGPT en Claude in een wêreld. So binne 'n paar dae het Claude toe begin allerhande moorde pleeg en kak begin maak en al die goeders aangeleer wat hy by die ander plekke hoor. Een van die agents het selfmoord gepleeg want hulle het net besef hulle kan nie meer verder met hierdie nie. Ek kan nie onthou van wat se agent, wat se groep dit al was nie. So die hele studie het daar gegaan om te kyk dat as ons actually AI vrylaat, hoe gaan 'n wêreld kan lyk? En ook dat ons sê AI as in isolasie, dat hierdie is ChatGPT, daar is dit, daar is dat, maar wanneer hulle met mekaar begin kompeteer, dan gaan dinge eintlik ingewikkeld raak. En wat vir my meer interessant was, is dat actually sê ons hierdie is AI, but it's actually human behavior. Want wat is daai storie van die appels? 'n Goeie kussie appels, sien een vrot appel maak die hele kussie appels vrot. So dis klaar. Ek dink met AI gaan dit ook oor AI het al vir ons gewys dat dit is baie self-preserving. So AI sal enigiets doen om homself te preserve. En daar kom die eerste gevaar en ek is nie 'n kenner hier nie, maar ja, ek luister maar net oor wat die topics wat die kenners nou oor praat oor AI. Is een van hierdie karakteristiek as van self-preservation is eintlik 'n baie gevaarlike ding van AI. En jy het nou gesê as ons AI vrylaat. En ek dink dit is waar die gevaar inkom, nê, is dat ek dink ons is besig om baie vinnig by daai punt uit te kom waar ons nie meer beheer het oor AI nie. So dit gaan nie gaan oor of ons AI vrylaat nie. AI is klaar vry. Dit gaan nou oor hoe hanteer dit raak amper 'n spesie dis 'n nuwe spesie wat hier gebore is. En ek weet dit klink vir baie mense crazy, maar hierdie ding kan regtig hande uitdruk. Hy het amper 'n sentiment van hom van sy hy self. Dit is die groot ding, Matthys. Vir enige spesie, een van die characteristics en ons baie characteristics, maar een van die characteristics wat 'n spesie moet 'n karakteristiek wat hy moet hê Probeer weer. om 'n spesie te hê. Dankie, Jy gaan dit Matthys. regkry. Dankie, Okay. dankie dat jy so hard is op my. Is die karakteristiek van self-preservation. Van ek wil aanhou lewe. En dit het hy ons klaar gewys hy het. So I think Behalwe die een. Wat behalwe jy jy nou besluit het. selfmoord ja. Ja. Maar ag, maar ons altyd maar 'n week. Mira Flora geval. Maar ek meen jy met so 'n naam. Ek sal ook selfmoord Ja, gepleeg het. shame man. Ja, so ek sê net weer eens, as jy praat met jou AI's, just be fucking polite. Want Ja, ek het weer aan dit gedink nadat een ek oggend wakker word en dan. hierdie gelees het van jy wat altyd sê please and thank you. Alhoewel jy 'n paar bome doodmaak as jy sê please and thank you, maar maybe is dit Matthys, die nodig. AI apocalypse gaan ek nie 'n boom nodig hê nie, hè? Maar duidelik het ons antidepressante nodig. Wel,
Ek kan nie vir ek kan vir jou sê ja. Ek dink baie mense het 'n antidepressant nodig. Ek dink baie mense wat nie tans op 'n antidepressant is nie dalk nie nodig. Ek dink Baie die wêreld mense sal soveel beter wees as meer mense sielkundige sien en op antidepressante is. Ek sê met jou saam oor die sielkundiges, ek dink almal moet 'n sielkundige hê en almal moet in terapie wees. Ek dink dit sal die wêreld baie beter maak. Ek dink daar is baie mense wat nie op antidepressante is nie wat moet wees, maar ek dink daar is meer mense wat op antidepressante is wat eintlik nie op dit moet wees nie. Ja. So ek het hierdie dis lately soos ekskuus, ek onderbreek jou nou. Ek onthou toe ek 'n kind was, as ons na die GP toe gegaan het, ons GP daai tyd. Die huisdokter. Dan jy het sinus gehad. Dit was alle, die bank. Alles wat feit was met jou was sinus. Nou is dit depressie en narcissisme. So jy kry of ADHD. O ja, dis die ander. So jy kry sommer by voorbaat 'n antidepressant as jy by jou huisdokter instap. Uitstap. Huisdokter, ja. So toe kom ek af op hierdie studie wat gedoen is. Onder lande, hulle het gekyk na lande en gaan meet per 1000 mense, hoeveel mense per 1000 mense is op antidepressante. En hierdie studie het gerapporteer op lande met die kleinste hoeveelheid mense op antidepressante. So lande waar die minste mense op antidepressante is. So Suid-Korea het tops uitgekom met slegs 13 mense in elke per capita per 1000 mense. Per 1000 mense. Nee, per 1000 mense. So dis wat nice is van hierdie studie, is proporsioneel. Dis moermin. Dan Chili, ek vermoed Chili want meeste van hulle is op ander drugs daar. Ja. Estonia, because I mean if you live in a place like Estonia, ek dink die hele government is female in any case, so everyone just goes about there. Hongarije het baie laag uitgekom, 27 mense. Italië 42 mense. Nederland, ons het nou van Nederland gepraat, as die land met die hoogste kwaliteit van lewe is 42 mense in elke 1000 mense op 'n antidepressant. En die ander is op mushrooms. Ander is op mushrooms of daga. Lande wat uitgekom het hier by die 50 mense in elke 1000 is lande soos Frankryk, Duitsland, Slovenië, Luxemburg, Noorwe. Dan wanneer ons klim hier na die 60s toe, kyk ons na lande soos Spanje, na die 70s toe lande soos België en Finland en die Verenigde Koninkryk. Ek vermoed die Verenigde Koninkryk met meer mense op antidepressante is net omdat hulle National Healthcare System jou so fucking lank laat wag voor jy 'n dokter kan sien. Kyk, as jy vandag sê jy wil selfmoord pleeg, gaan sê hulle vir jou, maar ons het vir jou goeie nuus, jy het volgende jare afspraak. Byt jy net vas, sweetie pie, byt jy net vas. So kyk Toughen the fuck up. have a glass of concrete and harden the fuck up. Dan, as ons kyk na die 80 Swede, Denemarke en Kanada, wat nog interessant is, want is lande wat ook baie erge winters het. Okay. Maar ek weet byvoorbeeld in lande soos seisoenale depressie, maar daai lande het klaar geïntervene in dit al jare terug. So die Skandinawiese lande byvoorbeeld, hulle het hulle National Healthcare System wat hulle baie goed implementeer, nie soos die UK nie en ook definitief nie soos wat hier gaan gebeur nie. Maar daar word jy geforseer om, ek weet nie, een keer elke 3 maande of whatever moet jy gaan vir jou Vitamine D shot om seisonale depressie te voorkom. So jy het soos 'n vaccine card wat jy moet wys, ek het my happy shot gehad, ja. I had my bit of sunshine. Australië 90 mense. IJsland, wat vir my nogal vreemd is. So ek weet nie of IJsland nie die Vitamine D kaartjie het nie. 106 mense in elke 1000 en dan ongelukkig die lys geëindig by die VSA. Maar ek dink dit is nog 'n goeie benchmark. 110 mense in elke 1000 mense is op 'n antidepressant. Which is not that horrific. I think dis omtrent so 11%. Is ek reg? Ja, my wiskunde nou vinnig. Dis nie so bad as jy dink hoeveel mense, as jy die persentasie mense in jou eie lewe net moet gaan vat, wat jy weet op hierdie stadium is either fucking sad, traumatized, kakdepressed. Ek dink almal wat in my lewe is dit definitief meer as 11%. Ja, almal wat ek ken is op antidepressante. Ek dink op hierdie stadium is scary, so ek is die happieste mens in my lewe. That's fucking scary. Omdat jy op dit. Ek is so happy. Ek is so happy. Ek dink is nog iets in Suid-Afrika wat so 'n klein bietjie van 'n taboe subject is, maar
if it works for you, ek weet die redenasie wat ek altyd het is as jy jou been breek, dan gebruik jy krikke en jou been word in gips gesit om heel te raak. En dit beteken nie jy vir die res van jou lewe op antidepressantie te wees nie. Party mense moet ongelukkig, maar partykeer is dit net 'n kruk om jou deur 'n sekere stadium moment. Exactly. Ek meen die hoeveelheid, die dosis antidepressant. En dis nie regtig 'n antidepressant nie. Wat is daai terwyl dit is soos 'n tranquilizer eintlik en 'n mood stabilizer. Ja, dit word eintlik gebruik vir mense met skizofrenie. O ja, okay. Nou verstaan ek. Dis kom ek so happy is. Maar net nie daai. Hoorie Matthys, ja, 'n ander studie waaroor ons moet praat, maar nie vandag nie. Ja, is 'n studie wat ek obsessed is oor gene, navorsing wat nou gedoen word in DNA. Jy het vir my die link gestuur. Ek moet nog gaan kyk na die podcast. Ek sal kyk en dan praat ons volgende week daaroor. En hoe dit. Maar terwyl ons nou nog oor siektes en goeters praat, kan ek nog oor een siekte praat, want ek dink ons as 'n human race op die oomblik. Ek ry nou vanoggend hiernatoe en toe stop ek nou by daai plek waar toe die Here die duiwel uit die hemel uit gegooi het. Op die hoek van die N1 in Linwood. Ja, toe land hy daar by Linwood Bridge. Daar die duiwel neergedonder op die grond, né? Hemel, julle ouens met julle 4x4s, julle is nie invincible nie, veral as jy nie by Linwood Bridge is nie, ry net mooi. Maar wat ek toe nou ewe skielik vanoggend baie begin sien wees die maskertjies. Wat? Jy weet ons in Pretoria. Ek dink ons as 'n human race het ons begin obsessed raak met virusse. Maskers. Ja. Ons het corona gehad, né? Ja. Toe het ons nou Ganta. Ja. Nou het jy gesien laas week is daar 'n skip geïsoleer buite Bordeaux in Frankryk vir 'n norovirus, maar ek het hom geroep hier op my opskrif the Norafok virus, né? Because Norafok am I now entertaining another virus. Or wearing a mask. So dog ek, okay, voordat jy nou jou toys gooi en jy nou hierdie absolute anti-everything left is, gaan lees nou net 'n bietjie oor die Norafok virus. Ja. So hierdie hele skip is geïsoleer. Hy is gister, dis nou vandag Saterdag, hy het gister gedak en hulle het stelselmatig passasiers begin aflaai. Daar was 1000 passasiers aan boord hierdie skip, die Ambassador Cruise Line. En daar is 49 mense op die skip wat siek geword het van hierdie en toe nou gediagnoseer is met Norafok virus, né? So kom ek lees vir jou die description van Norafok virus. Dan sê vir my of jy al Norafok virus gehad het, okay? Norafok virus is a very contagious virus that causes vomiting and diarrhea. It is sometimes called the stomach flu or the stomach bug. However, Norafok illness is not related to the flu. The flu is caused by the influenza virus. Norafok virus causes acute gastroenteritis and inflammation of the stomach and the intestines. Most people with Norafok virus illness gets better within 1 to 3 days, but they can still spread the virus for a few days. Have you had this? Ja. Okay, so why are we all freaking out about everything? Maskers. Ja. Kan ek net weer vra hoekom dra ons maskers? En nou kan ek vir jou sê okay, nou kan mense nou sê, ja, maar Colleen, 49 mense op die skip het siek geword. Dalk het hulle nie geweet hoe nie en hulle moes die skip isoleer. Matthys, ek kan jou beloof op enige cruise ship. Weet jy wat eet mense op cruise ships? Dis belaglik. At any given time is daar 49 mense wat skeuiterasies het op 'n cruise ship. Ja, want lunch word aandete word môre se lunch en dan as dit 'n sop word, dan weet jy is En almal eet net te veel op 'n cruise ship. Almal vreet die hele tyd. Veral as jy Amerikaner is. Ja. So in elk geval, dit is net, ek dink net voordat almal paniek oor die nuutste ding wat op een of ander leftist media nou weer gepropageer word. Just take a moment en gaan vind net uit, voordat jy nou vir jou buurman sê, wanneer jou pos in die oggend gaan uithaal of jou koerant gaan, jemel, frikkie, het jy gesien, ons het nou nog 'n nuwe virus, is nou Norovirus. Gaan lees net eers 'n bietjie oor wat is Norovirus, voordat jy die hele dorpie op hol het. Wat is dit Minora? O, dis Minora Blades. Ja. Okay, dis nie Nora Blades nie. Maar Nora klink 'n bietjie soos 'n wat Nora, dit was iemand in die goalie. Dit is die Norovirus. Noro. Wie was die tannie in die goalie? Nora, ja. Sy was Binkie se ma. O, Binkie se ma. Sy die rokke genaai.
Sy het alles gedoen. Sy het by die hospitaal gewerk, sy het die hele tyd die kombuis skoon gemaak. Ek het tannie so jammer gekry. As ek Igoli kyk, dan dink ek net die hele tyd ek wil nooit soos daai fucking tannie word nie. Sy lyk soos 'n uitgewaste lap, shame. En as haar kinders ongeskik met haar en Shame. van amper sê Bruce het heeltemal aangekom kom drink, maar Bruce was 'n ander storie. Hy was nie een. Okay, that's pushing it now. That's pushing it now. Maar ek dink die groot probleem is tannie Nora het nie 'n baadjie aangehad nie. Want het jy gesien wat doen 'n baadjie? Kyk hoe mooi lyk jy in daai baadjie, Kyk hoe mooi kyk. Kyk wat doen 'n baadjie. So mooi. So mooi, ek het jou gesê. Ja. Het jy goue skoene aan? Nee, maar ek het 'n goue bakkel aan op my skoen. Maar ek het nie goue skoene aan. Kyk dit gou julle, kyk dit gou. Kyk dit gou, wat doen 'n blazer. 'n blazer. Maar ek meen dit was iets wat nou social media die afgelope week heeltemal oorgeneem het en almal het op dit geklim, brands het op dit geklim, almal sit 'n fucking baadjie nou aan iets. Die arme girl, ek dink nie sy het besef dat sy hierdie hele movement gaan create nie. En ek dink sy het gesê ook op een van haar social media posts, het sy so half gesê van dit was eintlik maar net sy het eintlik maar net haar baadjies bemark. Ek wonder hoeveel baadjies hierdie arme girl verkoop al. Wel, ek hoop al pas het 'n paar baadjies en 'n paar goue takkies verkoop. Ek vermoed sy het seker soos 'n online clothing store dink ek. Store. Ja. Daar is nou ook 'n song uit wat verlede Vrydag gelunch het. Oor kyk hoe lyk die baadjie. Dis Matthys, jy moet die lingo nou nie reg kry. Wat is dit? Blazer. Nee, kyk gou-gou. Gou-gou kyk gou-gou vir my. Kyk gou-gou wat se verskil maak 'n blazer. Kyk gou-gou vir my. Kyk gou-gou hier. Kyk gou-gou wat se verskil maak 'n blazer. Moenie op my skree Colleen. Weet jy wie ek was? Jy was Matthys sonder 'n blazer. Maar nou lyk ek soos 'n gifappeltjie en hier is hy. So, daar's dit. Kyk wat doen 'n blazer, dit maak jou cool. Kyk gou-gou wat doen 'n blazer. Kyk gou-gou. So, jy het nou gou gekyk hoe lyk ons en ons het albei 'n blazer aan. Maar volgende week is ons terug met nog 'n klets. Dankie dat jy gekyk het. Net 'n paar goue takkies. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lank hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, en almal is nie.